Goeiemôre geliefdes, ons gaan begin deur 'n paar liedere vooraf saam te sing voordat ons met ons erediens gaan begin. Hiervoor aan my regterkant is daar kussentjies. Die Chinese het 'n spreekwoord wat sê mens kan net so lank sit en luister as wat jou sitvlak die sit kan verduur. So indien u 'n kussentjie nodig het om die dinge so bietjie gemakliker te maak, dit is hiervoor, daar wys James vir u, so u is baie welkom om daarvan gebruik te maak. Die eerste lied wat ons vanoggend vir ons voorsang gaan saam sing, vrolike Kerslied, lied 349, kom kinders besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem. Kom ons sing al 4 verse en ons sing dit hartlik saam tot eer van die Here. Kom kinders besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die nacht, die hoop van die wêreld deur u verwag. Geringe klein dorpie in duister gehul, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. 'N nederige krib was sy bedjie berei, die kind wat die harte van almal verbly. Hoog uit die hemel sing engele Heer, die herder zijn huises opnieuw vermeer. Ons bring soos die herder zijn engele weer, aan hom alle hulde ons heiland en Heer, verlos van die sonde besing, ons te saam die roem en die Heer van sy heerlike naam. Ons volgende lied is 358, so eg Suid-Afrikaanse lied, Welkom o stille nag van vrede. Kom ons sing al 3 verse.
selfs die nachtige swaaie vertel die jou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in die land nooit meer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die nag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in die land nooit meer. Ons volgende lied, lied 353, ons gaan ook al 3 die verse sing, maar Jan, kan ons die tempo net so klein bietjie vinniger maak asseblief? Die Heiland is geboren, soos reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Met blye hemelkoren wil ons opjuiching sing. Ons Heiland is geboren, dis hy wat redding bring. Die lig
ons voorsang afsluit met lied 365. Ek dink die van ons wat kan staan, kom ons staan, dan sing ons hoor die blye engele lied aan die koningsseun gebied, vreugdevolle, jubelende loflied tot eer van die Here. Kom ons sing al 3 verse. Was amper seker ek het daai 2024, 2025 gemaak, maar nou sien ek hy's weer 2024. So ons is regtig in 2025, net in geval u gewonder het. Baie welkom by ons geloftedag diens van die jaar 2025 hier in die pragtige Klipkerk in Vereniging. Ek wil net gou sien wie is vandag vir die heel eerste keer in hierdie kerkgebou. Daar is 'n hele paar hande. Die kerkgebou is in 1912 gebou. Dit beteken hy is 114, amper 115 jaar al oud. So hy is in geskiedenis. Dis die oudste kerkgebou in Vereniging. En hierdie gemeente het afgestig destyds van Heidelberg, waar daar ook so 'n pragtige klipkerk is, en Potchefstroom, daai groot wit moedergemeente daar in Potchefstroom. So dit was die enigste kerkgebou tussen Heidelberg en Potchefstroom in daardie tyd gewees. So dis 'n baie historiese gebou, nou historiese gebeure, en ons herdenk ook vandag 'n historiese dag. Ons herdenk vandag die gelofte
wat Sarelslee en die voortrekkers afgelê het by die slag van Bloedrivier. En ek sien hier is ook 'n paar voortrekkers met hulle pragtige klere aan en al hulle balkies en wapens wat hulle al gewerf het. Baie welkom ook aan julle, ook 'n baie spesiale dag ook vir julle. Ek wil vir die geleentheid gee vir stil gebed voordat ons met ons erediens voortgaan. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Ja, Here, U is ons God en ons is U volk, U kudde, U skape deur U hand versorg. Amen. Geliefde gemeente, mag daar vir die genade en vrede en oorvloed wees deur die kennis van God ons Vader en van Jesus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons loflied volgend is lied 364, omdat dit nou so naby aan Kersfees is, sing ons nou Kersliedere ook vandag. Ons gaan al 3 verse sing, ons sing dit staande en hartlik saam tot eer van die Here.
ons bid nou saam. Ons almagtige Vader wat in die hemel is, op hierdie dag waar ons byeen is om geloftedag te vier, wil ons aan U al die eer, al die dank, al die aanbidding en al die heerlikheid tot in ewigheid bring. Want U alleen is waarlik God. U alleen is die skepper van die hemel en die aarde. U alleen onderhou alles wat U gemaak het en versorg dit met U liefde en genade. Ons loof U omdat U 'n plan het met die skepping en met elkeen van ons. Net soos wat U 'n plan gehad het ook destyds toe die voortrekkers in die nood was en U tot hulle redding gekom het. So het U dikwels in die verlede vir mense in nood bygestaan en het U verlossing gebring. Verlossing wat selfs hulle verwagtings oortref het en wat hulle ook nie kon verdien nie. Verlossing net uit genade. En daarom dink ons terug met dankbaarheid in ons harte vandag. En kyk ons ook vorentoe met dankbare harte. In die verwagting dat U ook in die toekoms, in ons nood, by ons sal wees. Ons sal help en ons sal red soos wat U beloof in U woord. En daarom dank ons U ook vir al die ander beloftes in U woord. Beloftes waarin U getrou bly. Want U doen wat U beloof. En waar ons nou ook in die tyd is waarin ons terugdink aan die geboorte van Jesus Christus, ons redder uit nood, wil ons U loof en prys en dank vir die voorreg wat ons het om vandag in hierdie historiese kerkgebou te kan wees. Van verskillende gemeentes, verskillende plekke, verskillende herkomste, maar met een ding in gemeen. En dit is dankbaarheid in ons harte. En eerbied vir U, die Here, die Almagtige. En daarom bid ons dat U vandag ook weer deur die woord en gees met ons sal praat en dat hierdie boodskap wat ons ontvang 'n boodskap sal wees wat ons ter harte kan neem en wat ons kan gehoorsaam. En wat ons kan help om U met dankbare toewyding te dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, een van die Bybelgedeeltes wat vir my die mooiste pas by die dag waarin ons onsself bevind, is Psalm 116. Die opskrif van die Psalm is ek het die Here lief. En dis hoe die psalmdigter ook begin. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God, ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos,
maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered, U het 'n einde gemaak aan my trane, U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kom voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in sy teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is U dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Wanneer ons hierdie Psalm lees, dan is dit opvallend dat die psalmdigter swaar kry in sy lewe geken het. Dat hy nood ervaar het. Dit was 'n tyd van lewensgevaar vir hom gewees. En as ons onsself probeer indink aan die skoene van Pieter Retief en die mense by hom, by die plek wat vandag bekend staan as Bloedrivier, dan klink dit asof die psalmdigter dalk een van die voortrekkers kon wees. Of dat hierdie psalm juis ook vir die voortrekkers in hulle oomblik van nood en van lewensgevaar besondere betekenis kon gehad het. Want die ooreenkomste is net te opvallend. En ek glo nie in toeval nie. Toevallig is 'n woord wat nie eers in 'n Christelike woordeskat hoort nie. Want alles gebeur met 'n doel. God het 'n plan en 'n rede en 'n doel vir alles en almal. En omdat daar soveel ooreenkomste is tussen dit wat daar gebeur het en hierdie Psalm, gaan ons hierdie Psalm vandag 'n bietjie van naderby bestudeer. Ek weet ons kinders leer nie meer vandag in hulle geskiedenis wat hulle by die skool leer, die goed waarom geloftedag gaan nie. En daarom gaan hulle waarskynlik nie regtig verstaan hoekom ons vandag op 'n Dinsdag in die kerk is, tensy die ouers dit vir hulle gaan leer. En een van die beste maniere, dink ek, om dit vir jou kind te leer, is om na die Voortrekker Monument toe te gaan daar by Pretoria, en die hele geskiedenis daar te gaan lees. Dis daar pragtig uitgebeeld en uiteengesit. Ek het ongelukkig nie tyd om vandag in die hele geskiedenis in te gaan nie. Maar doen jouself 'n guns, ten minste een keer in jou lewe, gaan kyk daar by die Voortrekker Monument na die geskiedenis van die slag van Bloedrivier. Kyk ons na die Psalm, dan sien ons dat die psalmdigter sê, doodsbande het my omsluit. Dit het gevoel asof die dood hom hier om die keel beet het en hom wurg, die lewe uit hom uit wurg. Doodsangs het hom aangegryp. Dit beteken hy was bang vir die dood, want die dood was by hom. Hy kon voel sy lewe hang aan 'n draadjie. Hy is in doodsgevaar en daarom doodsbang. Hy was benoud, skryf hy, en hy was bekommerd. Hy was magteloos. Magteloosheid is 'n geweldig negatiewe emosie. As 'n mens magteloos voel,
dan is dit asof jy voel, maar ek kan niks verder in hierdie situasie doen nie. Die omstandighede is net eenvoudig te oorweldigend. Ek het nie 'n oplossing nie. Niemand en niks kan my help nie, ek voel magteloos. En nou reageer mense verskillend op hierdie emosie. Vrouens oor die algemeen is geneig om te huil wanneer hulle magteloos voel. En mans oor die algemeen is geneig om aggressief te raak wanneer hulle magteloos voel. Dan wil hulle net vuiste slaan en beklei. En dis maar hoe ons van mekaar verskil. Maar ons almal ken hierdie gevoel van magteloosheid. Dit voel buite my beheer. Ons wil so graag in beheer wees. Maar 'n mens ontdek, jy is eintlik nie in beheer nie. Hy het gedink, dit is klaar met hom, dis die einde van sy lewe. Hy het besef dat hy op geen mens kon staat maak nie. Hy kon nie iemand bel om hom te kom help nie. Hy kon nie iemand roep nie. Dit wat die psalmdigter ervaar en beleef het, klink vir my na presies dieselfde emosies wat die voortrekkers moes gehad het. En tog het die psalmdigter moed gehad. Alhoewel hy al hierdie angs en vrees en bekommernisse en moedeloosheid en magteloosheid ervaar en beleef het, het hy nog steeds moed gehad, want hy het iets gehad hier in sy binneste wat hom gehelp het. En daardie iets was geloof. Geloof in God. Want hy het geweet, al kan geen mens hom help nie, is daar iemand wat kan help. En daardie iemand is die Here, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En hy het in God geglo. Die voortrekkers het ook in God geglo, anders sou hulle nie die gelofte afgelê het nie. Dis juis hulle geloof in God wat hulle die moed gegee het om die gelofte af te lê. Nou kom ons kyk wat sê die psalmdigter alles in hierdie psalm oor sy geloof in God en hoe dit hom bemoedig het in hierdie moeilike omstandighede. Hy sê, God het my smeekgebede verhoor. Ek het tot die Here geroep. Ek het geroep, Here, red my. En dan sê die Here is genadig en regverdig. Die Here is altyd albei daai goed en hy het my gehelp. Hy het my gebed verhoor. God luister as ons hom aanroep. Sy ore is oop. Hy is altyd gereed om te hoor wanneer ons met hom praat. Wanneer ons op ons knieë voor hom gaan en wanneer ons hom aanbid en wanneer ons roep om hulp. Hy is gereed om te luister. Hy is genadig en regverdig. Aan die een kant is hy hierdie liefdevolle en barmhartige God wat graag wil vergewe en wat wil hê dat niemand moet sterwe nie, dat almal vir ewig moet lewe. Maar aan die ander kant is hy ook die regverdige God. Die God wat sonde haat en wat sonde moet straf. En wat mense wat teen hom in opstand kom en teen hom in oorlog kom, want sonde is niks anders as oorlog teen God nie. So mense wat dit doen te straf, juis omdat hy regverdig is. En omdat hy regverdig is, spreek hy ook die wat in Christus glo vry. Gee hy vir hulle die ewige lewe, soos wat hy in die Bybel beloof het om te doen. Albei die goed moet ons altyd van God onthou. God ontferm hom oor ons. Dit beteken, hy is besorgd oor ons, soos wat 'n ma besorgd is oor haar kinders, en soos wat 'n ma haar ontferm oor haar kinders, en vir hulle sorg, dat hulle skoon klere het, dat hulle kos het om te eet, dat hulle lekker bed het om in te slaap, hulle toevou met liefde, hulle drukkies gee, so ontferm God hom ook oor ons, bewys hy liefde aan ons. God beskerm, God red,
En God bevry die hulpelose, skryf die psalmdigter. En omdat hy dit geglo het, het hy moed gevind, krag gevind in God, in sy nood, ten spyte van sy nood. God doen goed aan ons, skryf die psalmdigter. Nou partykeer voel dit vir 'n mens asof dit wat ek nou op hierdie oomblik beleef nie goed is nie. Dit voel asof ek uit hierdie situasie uit moet kom en ek beleef nou net die slegte. Dit voel asof alles teen my is en partykeer voel dit selfs asof ons dink God teen ons gedraai het, alhoewel dit nie die waarheid is nie, maar dis ons gevoel. God sal nooit teen sy kinders draai nie. Maar ons voel so, ons voel asof hy ons verlaat het, asof hy ons weggegooi het, wanneer dit met ons so sleg gaan en ons so swaar kry. Maar dis nie die waarheid nie. God doen goed aan ons. Hy het 'n plan en 'n doel met alles en ten spyte van die swaar kry en die nood wat 'n mens partykeer beleef, is hy op pad na daardie doelwit, daardie plan wat hy vir ons het, en dis altyd goed. Dis altyd die beste. Beter as wat ek ooit kan dink of droom of verwag. En daarom maak God ook 'n einde aan ons trane. Wanneer ons hartseer is hy die een wat ons trane afdroog, wat ook weer die son laat skyn, wat ons weer nuwe moed en hoop en krag gee. God help ons sodat ons nie struikel nie, en struikel is 'n ander woord vir sonde doen in die Bybel. Dis nie net letterlik struikel nie. En dan lees ons daar dat die dood van God se troue dienaars vir hom nie 'n geringe saak is nie. Dis vir hom 'n ernstige saak. En daarom as jy die afgelope jaar of jare 'n geliefde of geliefdes aan die dood afgestaan het, troos hierdie woorde jou. Want die dood van God se dienaars is vir hom 'n ernstige saak. Dit is nie vir hom 'n geringe saak nie. Hy sien jou hartseer raak. En hy maak 'n einde aan jou trane. Wanneer die tyd daarvoor ryp is. Partykeer vat dit maar 'n rukkie. Die mens kom nie so maklik, so vinnig daaroor nie. En daarom sê die psalmdigter, omdat hy in God glo en God al hierdie dinge vir hom doen, hoe kan hy die Here vergoed vir al hierdie wonderlike dinge wat die Here vir hom doen? Hoe kan hy vir die Here dankie sê? En dan maak hy ook 'n lys van goed in hierdie psalm wat hy kan doen. En hy begin die psalm deur te sê dat hy die Here liefhet. Omdat die Here sy smeekgebede verhoor. Ons kan vir die Here dankie sê vir sy redding en vir sy genade en vir die feit dat hy ons trane afdroog en dat hy ons help as ons in die moeilikheid is. Deur hom lief te hê. Omdat hy ons liefhet. Ons moet die Here aanroep, ons moet bid. Dis nog 'n manier om vir die Here dankie te sê. Wanneer ons oë toemaak, op ons knieë gaan, kan ons vir hom dankie sê. Daar word vertel van die plaasboer wat elke aand boeke gevat het. Nou dit beteken hy het huisgodsdiens gehou. So in die aand as hulle klaar geëet het, dan vra hy sy kinders om die Bybel te bring, en dan lees hy die Bybel uit. Hulle sing dalk 'n liedjie of twee, en dan bid hulle. En elke keer as hy gebid het, hierdie plaasboer, het hy gesê dankie. Hy het net dankie gesê. Hy het dankie gesê vir die reën, en dankie gesê vir die groei van sy plante, en vir die beeste, en vir die kalvers wat gebore is, die pooie wat gelam het. Hy het altyd vir alles dankie gesê. En eendag te loop alles verkeerd wat kan verkeerd loop. Die trekker breek en die hond byt die kat, en ag, noem nou maar op, as jy nou aan iets kan dink wat kan verkeerd gaan. Dit gaan daardie dag verkeerd. Nou die twee seuns onder mekaar sê toe nou vir mekaar, en hulle is ook nou maar so seuns is, nee, vol kwaaiongstreke. Hulle wonder waarvoor hulle pa nou vandag gaan dankie sê. Maar na daarom nou regtig vandag nie eens iets gebeur waarvoor hy kan dankie sê. Alles was nou maar net teen hom gewees. Alles het verkeerd geloop. En toe die pa bid, toe sê hy, dankie Here, dat elke dag nie soos vandag is nie. Daar dieselfde gesindheid moet ons ook hê, omdat die Here ons red uit nood.
Dat wanneer ons tye van nood het, ons nie daaroor moet loop en kla en ons loop en verknies en daaroor loop en moan en grou nie, maar dat ons vir die Here moet dankie sê dat elke dag nie soos daardie dag is nie, want gelukkig is elke dag nie sleg nie. Ons moet tot rus kom in die Here. Die psalmdigter sê dit, ek het tot rus gekom in die Here. En wat beteken dit? Dit beteken om die vrede wat Christus vir ons bewerkstellig het aan die kruis, die vrede met God, omdat ons nie meer vyandig gesind is teenoor hom nie, omdat ons sonde nie meer daar is om oorlog te maak teen God nie, dat ons daardie vrede in ons harte sal hê, sodat dit sal lei tot tevredenheid. Tevredenheid met my omstandighede, tevredenheid met wie ek is en met wat ek het, tevredenheid met my verhouding wat ek met God het. Want tevredenheid is eintlik die grootste rykdom wat daar is. So kom Paulus mos vir Timoteus daar in hoofstuk 6 van die eerste brief ook skryf. Ware rykdom is om tevrede te wees met wat jy het. En as jy dit het, dan het jy in God tot rus gekom. Ons moet in die Here bly glo. Dit skryf die psalmdigter ook. Ons moet nie ons geloof prysgee. Wanneer mense swaar kry, dan bid hulle en vra hulle, Here, help my, en dan help die Here hulle nie soos wat hulle graag wil hê die Here moet help nie. En dan hou hulle op glo. Dan sê hulle, dis nie die moeite werd om in God te glo nie, wat help dit my? Dit baat my niks, ek skoor niks uit hierdie deal uit nie, so ek gaan nie meer in God glo nie, ek gaan nie meer kerk toe gaan nie, ek gaan nie meer Bybel lees nie, ek gaan nie meer bid nie, dit help tog nie. Wat baat dit jou? Want op die einde van die dag word jy dan een van die wat deur God se regverdigheid onder sy oordeel kom. Maar om in die Here te bly glo, is om te doen wat Job gedoen het. Onthou Job, al die swaar kry wat hy gehad het, alles wat in sy lewe verkeerd geloop het, al die nood wat hy beleef het, sy vrou het vir hom gesê, man, hou niet op glo, vloek die Here en sterwe, en hy het gesê, nee, ek gaan in die Here bly glo. Dis wat ons ook moet doen. Al is dinge hoe moeilik, ons moet nooit ons geloof prysgee nie. Voed jou geloof en jou twyfel sal sterf van die honger. En hoe voed ek my geloof? Geloof bestaan ons uit kennis en vertroue, sê die Heidelbergse Katekismus. Ek voed my geloof deur God beter te leer ken. Hoe leer ek hom beter ken? Deur 'n verhouding met hom te hê. Deur sy woord te bestudeer. Deur kerk toe te gaan, deur te bid. In daardie verhouding wat ek met God het, leer ek hom beter ken en groei my geloof en word dit al hoe sterker. En daarom kan ek in hom altyd bly glo. Met dankoffers moet ons van die Here se redding getuig en hom loof. So die dankoffers wat ons vir die Here gee via die kerk, sodat die kerk God se koninkryk hier op aarde kan uitbrei. Daardie dankoffers is maniere om van God se redding te getuig. Dis 'n manier om vir God dankie te sê dat hy my gered het, dat hy my verlos het. En daardeur loof en prys kom ook. En dan sê die psalmdigter ook dat hy sy geloftes wat hy aan die Here gemaak het sal nakom. Sarel Seljele het 'n gelofte aan die Here gemaak. 'n Gelofte wat hulle namens hulle nageslag, al die Afrikaners, ons Afrikaans sprekende Suid-Afrikaners gemaak het. 'n Gelofte wat ons ook eintlik moet nakom. Die verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte is 'n belofte maak 'n mens aan mense en 'n gelofte maak jy aan God. En albei behoort jy altyd na te kom. Jou woord moet jou eer wees. As jy beloof om iets te doen, dan moet jy dit doen. En ons is juist vandag ook hier, omdat ons die gelofte wat hulle gemaak het, wil nakom. Ons moet in die teenwoordigheid van God se volk lewe en die Here dien ons lewe lank. Die teenwoordigheid van God se volk is
woorde wat hulle gebruik het om te beskryf wat dit beteken om na die tempel toe te gaan. Wat dit beteken om God saam te aanbid as sy volk, as sy kerk in die Nuwe Testament. En ons moet dit ons hele lewe lank doen. Ons moet aanhou om die Here te dien, aanhou om in sy huis te wees. Hier is die 2025 wat ek wel reg gemaak het. Dis die dag wat ons vandag vier, geloftedag. Wat behels daardie gelofte? Miskien moet ons 'n slag daarna gaan kyk. My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. As hulle nie in God geglo het nie, sou hulle dit nie geskryf het nie. Om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Dis ook met ander woorde vir ons. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en eer van die oorwinning aan hom te gee. Deur vir hom dankie te sê vir sy reddingsdade. Dis hulle bedoeling gewees met hierdie gelofte. Nou is die vraag, hoekom het God aan hulle die oorwinning gegee? Party mense sal dink is omdat hy pro-een bevolkingsgroep is en anti 'n ander bevolkingsgroep. En dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor politiek nie. Jy moet ook nooit dat politiek jou godsdiens bepaal nie. Dat jou politieke ideologie jou godsdiens bepaal. Dit moet eintlik andersom wees. Dis jou godsdiens wat jou politiek moet beïnvloed. En daarom is geloftedag nie 'n politieke dag nie. Dis nie 'n dag vir politieke toesprake nie. Dis nie 'n dag om politieke partye se belange te bevorder nie. Dis 'n dankdag. Dis 'n dag wat 'n mens soos 'n Sabbat deurbring. Dis 'n dag waarop jy kerk toe gaan om vir die Here dankie te sê. Want dis wat die psalmdigter vra. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldaad aan my? Hoe sal ek vir die Here dankie sê vir alles wat hy vir my gedoen het? My geloftes aan die Here sal ek nakom. Dankoffer sal ek vir hom gee. Ek sal hom loof en prys. Ek sal hom dien saam met sy volk. Nou wat behels hierdie gelofte? As hierdie heilige God van hemel en aarde aan hulle die oorwinning oor hulle vyande gee, sal hulle hierdie dag en datum elke jaar herdenk as 'n dankdag en dit soos 'n Sabbatdag vier. Hulle sal kerkgeboue oprig waar dit God behaag. En oral oor ons land het dit gebeur, want hierdie gelofte is nagekom. Dat hulle nageslag ook geleer sal word om dit ook te doen. Hier is 'n baie belangrike punt, want ek dink, dis die rede waarom God hulle gebed verhoor het. Hoekom sê ek so? Gaan lees 'n bietjie Maleagi. Maleagi lees ons hoe dit die Here vir die volk sê, dat hulle getrou moet wees aan mekaar in hulle huwelike. En dan sê hy, wat is die rede waarom hy wil hê hulle getrou aan mekaar moet wees in hulle huwelike? Daardie rede is sodat daar 'n nageslag kan wees wat hom eer. Dit gaan oor 'n verbondsverhouding wat God het met 'n gelowige man en vrou wat met mekaar in 'n huweliksverbintenis is wat ook maar amper soos 'n verbond is. Dit gaan oor 'n verbondsverhouding wat God ook met hulle kinders wil hê. Hy wil hê daar moet elke keer 'n nageslag wees wat opvolg wat hom
eer, daar moet nooit 'n punt kom dat kinders nie meer soos hulle ouers God eer nie. Dis wat God wil hê. Dis wat hy in Maleagi baie duidelik deur die profeet vir sy volk gesê het. En as ons na hierdie gelofte kyk, dan sien ons, dis presies wat hierdie gelofte sê. As U ons help, dan gaan ons bes doen, om te verseker, dat daar 'n nageslag sal wees, wat U eer, wat kerkgeboue oprig, tot U eer, wat elke keer op 16 Desember, soos 'n Sabbatdag by mekaar kom, in die kerkgeboue, en vir U kom dankie sê, vir U reddingsdade, in die geskiedenis. Nie net die reddingsdag op 16 Desember Bloedrivier by daardie dag nie. Maar al God se reddingsdade deur ons hele lewe. Elke keer wanneer hy my help uit my nood, uit my swaar kry, met die probleme en die uitdagings waarmee ek worstel. Ek moet elke dag gebruik as 'n dankdag om vir hom dankie te sê daarvoor. So sal die roem en die eer vir die oorwinning aan God gegee word. Hulle was 'n klein groepie gewees. Hulle kans op oorlewing was eintlik maar 0. Die oormag was net eenvoudig te groot. Die feit dat hulle daardie dag oorwin het, is danksy alleenlik God se genade en die wonderwerk wat gebeur het. Want dit was 'n wonderwerk. Dit is duidelik dat 'n mens God se hand daarin kan raak sien. God het hulle gebed verhoor, tot hulle hulp gekom, sodat hulle die oorwinning kon behaal. En daarom word die eer vir die oorwinning nie gegee aan hulle sannas wat hulle mee geskiet het, wat net een skoot op 'n slag kan skiet en elke keer weer herlaai moet word nie. Nie aan Griekie, die klein kanonnetjie wat hulle daar gehad het nie. Nie aan hulle ossewaans wat hulle in 'n sirkel gespan het nie. Nie aan die rivier wat daar naby was, wat hulle gebruik het as 'n skans nie. Maar God kry die eer vir die oorwinning. En daarom wil ek afsluit met hierdie vraag. En dis wat hierdie Psalm ook vandag vir ons vra. Vandag op Geloftedag 2025, 16 Desember. Wat doen jy om die Here te vergoed vir al sy weldade aan jou? Wat doen jy om vir die Here dankie te sê vir al die goeie dinge, al die reddingsdade, al die kere wat hy jou verlos uit jou nood? Wat doen jy om vir hom dankie te sê? Hoe sê jy vir hom dankie? Dankie is partykeer net 'n woord, maar dis die meeste van die tyd ook 'n daad, ook iets wat ek doen. Ek kan vir iemand sê dankie, maar ek behandel hom disrespekvol. Dan sou ek kon sê, maar dis nie die manier waarop 'n mens dankbaarheid bewys nie. Want as ek regtig bedoel wat ek sê, as ek sê dankie, dan is daar mos ook respek teenwoordig, eerbied teenwoordig, waardering teenwoordig. Hoe gaan jy tot 16 Desember 2026 doen om vir die Here dankie te sê vir al sy weldade aan jou? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom kniel voor die genadetroon om vir U te kom dankie sê. Dankie vir al die goedheid en die guns en die versorgende liefde. Dankie vir die reddingsdade, die grootste van almal, die reddingsdaad aan die kruis op Golgotha, maar ook al die ander reddingsdade
Elke keer wanneer iemand wedergebore word. Elke keer wanneer iemand in nood verkeer, in lewensgevaar, en U wonderwerke doen om hulle lewens te red. Elke keer wanneer U in moeilike situasies vir ons uitkoms gee, omdat U ons wonderbare raadsman is. Here, ons wil ook vir U dankie sê met ons dankoffers. Elke keer wanneer ons die geleentheid het om 'n dankoffer te gee, Here, wil ons dit doen met 'n dankbare hart en met eerbied vir U. Nie omdat dit vir ons soos 'n plig voel nie, ook nie omdat ons daardeur probeer om U guns te wen of om U te probeer omkoop om ons te seën nie, maar net omdat ons wil dankie sê. Elke keer wanneer ons U loof en prys, wil ons dit doen met ons hele hart. Ons wil dit hartlik saam doen en ons wil sing tot eer en verheerliking van U naam, om U naam groot te maak, want Here, die eer vir die oorwinning kom U alleen toe. Want deur Jesus Christus ons Here is ons meer as oorwinnaars, omdat U ons liefhet. En omdat ons weet, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders kan ons skei van U liefde nie. Die liefde wat U aan ons bewys het in Christus Jesus ons Here, wat in Bethlehem gebore is. Ons loof U daarvoor. En dan wil ons ook om bid, Vader, vir hierdie gemeente hier in die middel van vereniging. 'n Gemeente met geweldig baie uitdagings, wat finansiëel swaar kry, wat nie meer baie lidmate oor het nie. En die lidmate wat hulle wel oor het, bejaarde lidmate is, wat ook swaar kry. Wat baie keer in haglike omstandighede moet leef en oorleef. Ons kom bid vir elkeen wat siek is. Ons dink in besonder ook aan hulle leier ouderling wat met kanker worstel en wat 2 knievervangings moet ondergaan. Wat baie sukkel. Ons vra dat U ook by hom sal wees. Dat U ook daar beterskap en genesing sal gee soos wat dit U wil is. Ons weet dat U vir ons alles ten goeie laat meewerk en dat U alles vir ons goed laat afloop, omdat U 'n plan en 'n doel met alles het. En soos wat U 'n plan en 'n doel ook gehad het met die slag van Bloedrivier, sodat daar 'n nageslag moet wees wat U eer, so het U ook 'n plan en 'n doel met elkeen van ons wat vandag in hierdie kerk gebou is. Help ons, Here, om daardie plan en doel te ontdek, om daarvolgens te lewe, en om 'n lewe van dankbaarheid tot U eer te leef. So bid ons vir elkeen wat vandag in hierdie kerkgebou is, en ook elkeen wat na hierdie opname luister. Ons bid, Vader, dat U elkeen sal seën uit die rykdom van die heerlikheid, met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here, en ons dankie vir gebedsverhoring. En saam met die psalmdigter wil ons sê, ons het U lief, Here, want U verhoor ons smeekgebede. Amen. Ons gaan by die deure geleentheid hê om ook vir die Here dankie te sê met dankoffers. So as jy by die deure uitbeweeg, kan jy daarvan gebruik maak. En ook soos die psalmdigter te sê, ek sal die Here vergoed vir sy weldade aan my, deur my geloftes na te kom, en ook deur my dankoffers en my gebede en my lofprysings. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Ons het 4 verse. Ons gaan dit staande en hartlik saam sing tot eer van die Here. Kom ons aanskou die almag van die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloop aan die engele op die wolke
kom my Heer, hy is koning, heilig Heer. Lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, hy is koning, heilig Heer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons rots. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewe staan. Lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, hy is die rots wat ewe staan. Kom deel ons loflied, kom ons lof sy genade, blaas pasuine en trompette, verheerlik om te slaan. Kom deur van die bloedwind en sê die woord waarin ons glo, want sy woord sal ewe staan. Lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, want sy woord sal ewe staan. Kom ons want hy gee aan ons sy vrede, kom ons sing vir hom 'n lied oor die verlossing wat hy het. Ons Here Jesus oorwinning oor die dood, die is koning, heilig Heer. Lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, lofprys hom, halleluja, hy is koning, heilig Heer. Hy is koning, heilig Heer. Hy is koning, heilig Heer. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.